Gee my geleentheid om net die aanlyn gehoor te verwelkom vanoggend. Ons gebed is dat julle ook die krag van die kruis sal ervaar, mag die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus ook met julle wees in hierdie tyd en dankie dat julle saam met ons inskakel. Is julle opgewonde om hier te wees? Hierdie is een van die belangrikste naweke in ons kalender, sê amen. En ek gaan jou vanoggend vra, Jesus het opgestaan. Sal jy 'n bietjie vorentoe lê bietjie in? Nee, nie in lê in die bed nie. Julle kyk vir my asof julle nog aan die slaap is. Lê bietjie in, lê vorentoe, leun in. Sê ek is gereed. Ek is gereed om te ontvang wat die Here vir my het. Ek gaan vanoggend met jou oor 'n tema praat van graf tot oorwinning, 'n lewe in opstandingskrag. En ek wil jy moet vir 'n oomblik jou oë toemaak en net hierdie beeld sien terwyl ek dit vir jou lees. As jy oor nie toe is nie, kan ek jou sien. Ek wil jy moet dit weet, so maak jy jou oë. Ek wil jy moet hierdie prent sien van die kruisiging wat plaasgevind het op die Vrydag. Die Saterdagoggend word die disippels wakker en hulle harte stikkend. Hulle is deurmekaar. Hulle drome is daarmee heen. Ek wonder partykeer hoe dit moes gevoel het om vir 3 jaar aktief saam met Jesus te beweeg en een oggend is alles net verby. Ek wonder wat gaan deur hulle gedagtes wanneer Jesus vir hulle sê, wanneer hulle my gesien het, het hulle die Vader gesien. Ek wonder of van hulle begin twyfel het of daar regtig 'n God is. Partykeer voel ek en jy asof ons drome daarmee heerens. Partykeer voel dit of nie hoop is nie. Partykeer voel dit vir ons of ons so lank 'n pad gestap het en een oggend word ons wakker op 'n Saterdag en is dit nie meer dieselfde nie. En is uit hierdie plek waar hulle vernietig voel, dis uit hierdie plek waar hulle dink en sê, Here, maar wat nou? Jesus het aan 'n kruis gesterf. En ek besef in my hart, daar's oomblikke in die wêreld wat die mensdom verander. Daar was oomblikke, jy kan jou oopmaak, daar was oomblikke in die wêreld wat die mensdom verander. Daar was oomblikke toe Thomas Edison iets uitgevind het. Albert Einstein, die Tweede Wêreldoorlog, daar was oomblikke in die wêreld wat die wêreld verander het. Maar dan is daar 'n oomblik in die geskiedenis van die wêreld wat nie die wêreld verander het nie, dit het die wêreld getransformeer. En een van daai oggende was 'n Sondagoggend. 'n Sondagoggend wat Jesus uit die dood uit opgestaan het. Die opstanding was nie net 'n historiese gebeurtenis nie, kerkfamilie. Dit was 'n hemelse bevestiging dat sy woord lewend is, dat sy woord magtig is en dat sy woord waar is en dat ek en jy vandag in daai oorwinning lewe. Amen. Die opstanding van Jesus was nie net 'n oomblik in geskiedenis nie, maar was 'n oordrag van krag vir my en jou as gelowiges. In Lukas 24 vers 1 tot 7 gaan ons saam lees, maar ek wil jy moet verstaan dat die opstanding het nie net 'n liggaam lewendig gemaak nie, dit het die heelal herskep. Die opstanding het nie net 'n liggaam lewendig gemaak nie, dit het die heelal herskep. In Lukas 24 1 tot 7, as wat ons gaan kyk na vanoggend as ons teksvers, dit sê die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het. Hierdie vrouens is Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus, Johanna, ons sien in Markus 16, en een van die vrouens was waarskynlik Salome. En die woordseel het gekom met hierdie reukolie, en ek wil hê met my hart hoor vanoggend, daar was 'n Saterdag, daar was wanhoop, daar was drome wat stikkend was, en hulle kom Sondagoggend met hierdie reukolie, met 'n verwagting om Jesus in die graf te kry. Die olie was om sy liggaam te salf. Die olie was om klaar te maak wat Vrydag begin het. Hulle kom aan met hierdie olie, want die verwagting is, hulle gaan Jesus se liggaam in die graf kry.
En hoeveel keer bring ek en jy nie menslike voorbereiding na 'n plek toe waar God 'n bonatuurlike verandering bewerkstellig nie? Hoeveel keer kom ek en jy met ons reukolie na 'n plek toe met 'n verwagting en is eintlik in daai plek, in hierdie verwagting waar God iets bonatuurlik wil bewerkstellig. Kom ons met gedagtes van pyn, gedagtes van die verlede. Ons kan nie die lewende God vasmaak in 'n seisoen wat hy reeds verlaat het nie. Ek en jy kan God nie vasmaak in 'n seisoen wat hy reeds verlaat het nie. Die Engels sê, "Know the importance of the season you are in and a wise son you will be." Daar's 'n belangrikheid van elke seisoen. Hierdie seisoen van Jesus Christus se lewe en die opstanding is belangrik. En ek gaan vandag met jou deel hoekom ek en jy vandag aan oorwinning loop. Maar ek en jy kan God nie vasmaak in 'n seisoen wat hy reeds verlaat het nie. Ek gaan dit verder in die woord en dan sê dit, daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af. En toe hulle ingang, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Nou wil jy moet verstaan, hulle kom daar aan met die reukolie met 'n verwagting om die liggaam van Jesus Christus te kry. En toe hulle daar kom, is God se liggaam nie daar nie. God het reeds vooruit beweeg vir wat vir hulle hindernis sou wees. Wil jy met die prentjie sien, daar was 'n klip voor die graf, wat die graf geseël het. Ons het laas 2 sondae terug gehoor oor hoe hulle gekonkel het en hoekom hulle die klip daar gesit het. En hulle is op pad na 'n plek toe om Jesus te ontvang, om hom te salf. Maar hulle nie besef nie, is dit wat hulle sou weerhou om by Jesus uit te kom, is reeds uit die pad uit. Dit wat my en jou weerhou om by Jesus uit te kom, is klaar die pad uit. Is reeds weggerol. Jesus het 'n oomblik geskep vir hom om te kan inkom. Die opstanding bring net nuwe lewe nie, maar dit verwyder ook wat ons verhinder om te sien. Ek wil net vanoggend oor die opstanding het verwyder wat jou verhinder om te sien. Kyk vir jou buurman, sê ek kan sien. Kyk vir jou buurman, ek wil jou hoor sê ek kan sien. My vraag is partykeer, wanneer ons nie sien wat ons verwag nie, wat beteken dit? Toe hulle kom en nie gesien het wat hulle verwag het nie, wat het dit vir hulle beteken? Het dit beteken dat God afwesig was? Of was die afwesigheid van God se liggaam of Jesus se liggaam nie 'n verlies nie, maar 'n teken van oorwinning? Kan ek en jy op 'n plek kom waar ons partykeer 'n verwagting het, waar ons met 'n aardse gedagte, 'n aardse idee, 'n pyn van die verlede by 'n plek aankom met reukolie, want ons het 'n gedagte oor wat ons volgende wil doen, en wanneer ons Jesus nie daar sien nie, dan besef ons dat sy verlies is nie 'n afwesigheid nie, sy verlies is 'n oorwinning. Hy het vooruit gegaan om vir my en jou die pad voor te berei. Dan gaan dit verder in die woord en sê, hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met eens staan by hulle 2 manne met blink klere. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Ek voel partykeer in my lewe so. Here, ek weet nie wat volgende nie. Here, ek weet nie hoe dit moet lyk nie. Here, ek weet nie of dit die regte ding is nie. Here, ek weet U is hier en U is getrou, maar dit voel nie so op hierdie oomblik nie. Miskien het jy al so in jou lewe gevoel, en het sê, hulle het nie geweet wat om van te dink nie, maar partykeer, waar my en jou begrip eindig, is waar God se openbaring begin. Daar waar my en jou begrip eindig, is waar God se openbaring begin. In hulle verwarring bring God 'n bonatuurlike verduideliking, wat vir my sê dat die enige iemand wat waarlik na God soek, sy stem wel sal hoor, selfs in 'n graf. Hulle was op soek na Jesus, woord sê hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Hulle het nie verstaan nie, en bonatuurlik kom die Here en verduidelik iets. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy regtig op soek is na die Here, sal jy hom vind, selfs in 'n graf. As jy regtig op soek is na die Here, sal jy sy stem hoor, want dit is sy hart om met my en jou te praat. Dit is sy hart om met my en jou te deel as kinders. Dan gaan dit verder in die woord en dit sê, die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig, en toe sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies?
Ek weet nie van julle nie, maar ek dink ek sou geskrik het. Ek dink op die huidige stadium is dinge so bietjie deur mekaar. Hulle harte was stikkend, hulle harte was seer. Hulle was voorbereid om 'n liggaam te ontvang. Die liggaam was nie daar nie, die klip was weggerol. En in 'n oomblik verskyn 2 engele aan hulle, verskyn 2 mans aan hulle met blink klere, bring 'n openbaring van wat hier gebeur het. Die woord sê hulle was bang en hulle het gebuig. En die vraag was die volgende: waarom soek julle die lewende by die dooies? Die vraag is net 'n konfrontasie met hulle fisiese aksie nie, maar glo my, daar was 'n geestelike skudding van dit wat moes kom. Hoeveel keer soek ek en jy lewensveranderde antwoorde in plekke van dood? Hoeveel keer soek ek en jy sekuriteit by mense? Sekuriteit in dinge. Vrede in besittings. Oplossings in ou denke. Oplossings in selfverwyd, oplossings in tradisie. Oplossings in dit wat ons ken en dit wat ons gewoond is. Wanneer ons God begin soek in gees, dan besef ons dat hy reeds vooruit gegaan het of ons 'n pad gemaak het. Ek dink in daai oomblik het hulle besef dat God reeds voor hulle uitgegaan het. Jesus was nie daar nie. God is nie in die plek van verlede nie. Hy is in die belofte van die opstanding. Ek wil vandag vir jou sê, God is nie in die plek van die verlede nie. Hy is in die belofte van die opstanding. Het maak nie saak waar deur jy is in jou lewe, of wat jy ook al moes deurgaan nie. God is in die belofte van die opstanding. Kan ek en jy op 'n plek kom waar ons nie net vir God dankie sê vir wat hy gedoen het nie, maar vir wat hy besig is om te doen, en vir wat hy nog gaan doen in ons lewens. Gaan die skrif verder en dit sê, hy is nie hier nie, hy is uit die dood uit opgewek. Onthou hoe hy met julle gepraat het, toe hy nog in Galilea was, en gesê het, die seun van die mens moet uitgelewer word, in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die 3de dag weer opstaan. Vir 'n oomblik is daar gesprek, en engel sê, maar kan julle nie onthou, toe hy gesê het. Toe hy gesê het, hy moet sterwe en weer opstaan op die 3de dag nie. Die sleutel hier lê in herinnering. Wanneer jy nie verstaan wat jy sien nie, onthou wat hy gesê het. Wanneer jy nie verstaan wat jy sien nie, onthou wat hy gesê het. En ek glo maar, daar's 'n woord vir iemand vanoggend. Daar's 'n woord vir jou. Wanneer jy nie verstaan wat jy sien nie, wanneer jy nie verstaan hoekom jy die siekte sien, wanneer jy nie verstaan hoekom jy deur sekere dinge gaan, wanneer jy nie verstaan wat in jou kinders se lewe aangaan nie, onthou wat hy gesê het. Onthou die belofte wat God aan my en jou gegee het. Die profeet skryf en hy sê, ek en jy die verantwoordelikheid om God te herinner aan sy woord. En Johannes 1 sê dit, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Ek en jy herinner God aan sy woord, nie omdat God sy woord vergeet nie, maar omdat God nie teen sy woord kan gaan nie, want God is die woord. Wanneer God het gesê het, gaan dit plaasvind. En ek wonder by myself, wanneer laas het ek en jy net weer die Here herinner aan die woord oor ons lewe? Here, dankie dat U my geroep het as 'n koning, priester en 'n profeet van my huis. Dankie Here dat U my kinders gesalf het. Dankie Here dat ek die voorreg het om in die opstandingskrag van Jesus Christus te kan lewe. Dankie dat U my die insig en die wysheid gegee het om 'n verskil te kan maak by my werk, om 'n verskil te kan maak in hierdie gemeenskap. Mag Centurion 'n Godvreesende gemeenskap word, want die woord sê, wanneer ons God vrees, begin wysheid. Mag hierdie gemeenskap, mag hierdie familie 'n kerk wees wat met die vuur van die Here beweeg, sodat ons ander kan verander, sodat ons kan getuig van die opstandingskrag van Jesus Christus. Maar ek en jy het 'n verantwoordelikheid om God te herinner aan sy woord. Nie om vir ons buurman te herinner aan wat verkeerd gegaan het laasweek nie. Sê amen. 'n Verantwoordelikheid om die Here te herinner aan sy woord oor ons lewens. Die leergraf, die opstanding bevestig die geloofwaardigheid van God se woord en sy beloftes oor ons lewens. Ek wil vandag vir jou sê, die woord is waar. Jy moet dit glo. Die woord van God is waar. En as hy gesê het, hy sal dit doen,
dan sal hy dit doen. Weet jy wat troos my? Partykeer breek dit my hart wanneer die Here sê, ons het 'n verantwoordelikheid dat ons ja wees, al is dit tot ons nadeel. Partykeer sit ek net by die Here se voete en dit breek my hart, want partykeer maak ek aan my kinders 'n belofte en dan kom ek dit nie na nie. Ek probeer, maar die lewe gebeur. En dan soek ons redes en maniere om te kan sê, maar hoekom dit oukei is. En elke keer wanneer dit gebeur, dan is dit asof daar net so 'n stilte in my hart kom, dan besef ek, maar die Vader wat ek dien, die God wat ek dien, is nie mens nie. Die God wat ek dien is die koning van die eeue. Die God wat ek dien, doen nie wat ek noodwendig aan my kinders doen nie. Sy woord is waar, en wanneer God dit gesê het, dan gaan dit so wees. En ek wil jy moet dit vanoggend glo. Gaan vinnig met jou 4 punte aanraak, voor ons oorgaan in die nagmaal. Openbaring 1 vers 18, sê ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. En dan sê Kolossense 2 vers 15, hy het elke mag en elke gesag ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ek het die dood tot in ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die opstanding van Jesus Christus was 'n oordrag van krag vir my en jou. Jesus het nie die dood ontsnap nie. Jesus het die dood oorwin. Dit was 'n verskil. Jesus het nie die dood ontsnap nie, Jesus het die dood oorwin. Die kruis was die slagveld, maar die opstanding, die oorwinningsaankondiging. Hy het die vyand van gesag gestroop, en die woord sê, Jesus hou nou die sleutels. My vraag vanoggend is, wat beteken dit vir my en jou? Wat beteken dit vir my en jou, as 'n kind van Jesus Christus, as 'n kind van die lewendige God, wanneer hy sê, hy hou die sleutels, hy het getriomfeer. Dit beteken dat die vyand nie die laaste sê oor jou lewe het nie. Ek wil vanoggend oor jou verklaar, dat die vyand het nie die laaste sê in jou lewe nie. Die vyand het nie 'n sê oor jou drome nie. Die vyand het nie 'n sê oor jou bestemming nie. Die vyand het nie 'n sê oor jou kinders nie. Die vyand het nie 'n sê oor jou familie nie. Die vyand het nie 'n sê oor die hoop en die roep wat Jesus jou geroep het om 'n verskil in die wêreld te maak nie. Die woord sê die sleutels lê in die hande van Jesus, en hy het dit vir my en jou gegee. En ek wil jou vanoggend aanmoedig, ongeag wat jy deurgaan, God is soewerein en God is nog steeds God, en God hou vandag nog die sleutels vir my en jou. 'n Nuwe seisoen van lewe. Die klip is weggerol vir ons, nie vir hom nie. In Johannes 20 vers 19 sê dit, daardie Sondag aand was die disippels bymekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nou, ek weet nie van julle nie, maar my vrou partykeer so 'n manier, as ek weer kyk, dan staan sy langs my. Ken julle daai? Nie in julle huise nie. Dan weet ek, Here wil vir my iets sê. Ek moet luister. Maar toe ek dit lees, besef ek, dit sê, die disippels staan, hulle is bymekaar, hulle was bang vir die Jode, die deure was gesluit, en Jesus staan langs hulle en sê, vrede vir julle. En toe ek het lees, toe besef ek, maar hoekom het Jesus nie net deur die klip beweeg nie? Hoekom het 'n engel gekom en die klip weggerol, want dit sê net verder daar in Matteus 28, sê, skielik was daar 'n geweldige aardbewing, en 'n engel van die Here het van die hemel af gekom, na die graf toe gegaan, en die klip weggerol, en daarop gesit. Jesus het nie hulp nodig gehad, om uit die graf uit te kom nie. Ons sien in Johannes, hy kon deur mure beweeg. Die klip is verwyder, nie sodat Jesus kan uitkom nie, maar sodat ek en jy kon inkyk en getuies word dat hy lewe. God verwyder hindernisse in ons lewe, nie net om dinge vir ons makliker te maak nie, maar om sy heerlikheid in ons te openbaar. Weet jy dat God partykeer dinge in jou lewe klip uit jou pad uitrol, nie net om dit vir jou makliker te maak nie, maar om sy heerlikheid in jou te openbaar, sodat jy kan weet, hy is koning, hy is God.
Romeine 8 vers 11 sê die volgende: omdat die gees van hom, deur wie Jesus uit die dood uit opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood uit opgewek is, ook julle sterklike liggame lewend maak, deur die gees wat in hulle woon. My vraag was, wat beteken dit vir my en jou, as kinders van Jesus Christus? Wat beteken dit wanneer die woord sê dat dieselfde gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, binne in my en jou lewe? Ek wil vanoggend oor jou verklaar, dat daai gewoontes kan sterf. Dat daai vrees vir die toekoms, dat daai vrees vir jou kinders, dat daai vrees vir die werk, vir jou vrees vir die ekonomie, die vrees vir dinge wat gaan verander, kan sterf. Want die opstandingskrag kan enigiets wat in God se wil is weer lewend maak. Die opstandingskrag kan enigiets wat in God se wil is weer lewend maak. En ek wil dit vanoggend oor jou profeties verklaar, dat die opstandingskrag van Jesus Christus enigiets in jou lewe wat in lyn is met sy wil weer kan lewend maak. Ek en jy die voorreg vandag om te verklaar dat die graf leeg is, maar ons is vol van God se gees, vol van sy lewe, vol van sy hoop, vol van sy krag. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dit vanoggend? Johannes 20 vers 21 sê die volgende: dit sê vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Jesus het nie opgestaan om te rus nie. Wie weet dit? Wie weet, Jesus het nie opgestaan om te gaan rus nie. Wanneer ek en jy, wanneer die Here kom met die verganklike, met die onverganklike vervang, wanneer ons teruggaan na ons Skepper toe, gaan ons rus? Of gaan ons sing? Gaan ons dans? Wil jy moet vir 'n oomblik daarin dink, Jesus het uit die dood uit opgestaan nie om te rus nie. Jesus het uit die dood uit opgestaan sodat hy my en jou kan stuur. Die woord sê, soos wat die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Die opstanding is 'n roepstem tot sending. Ek en jy is nie gered nie, ons is gestuur. Ek en jy is nie net gered nie, ons is gestuur. Ons is draers van hoop, draers van genesing, draers van waarheid. En ek wil vanoggend dit in jou hart vasmaak, dat jy nie net 'n lewe sal lewe en sê ek is gered nie, maar dat jy sal weet dieselfde krag wat jou gered het, is die krag wat jou gestuur het, en dat ek en jy 'n verantwoordelikheid het om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Die Here gepraat oor Matteus 28 en hy sê, gaan dan na die nasies toe en verkondig aan hulle die evangelie. Gaan doen dit in krag. Het hy met my en met jou en met jou buurman gepraat. En ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te verstaan dat die Here ons moet toevertrou met dit. En ek is skuldig, want partykeer loop die lewe so besig dat ons 'n leefstyl lewe van ons is gered. Dis oukei. Dis oukei om net ek te wees, dis oukei om net te doen, dis oukei om net, dis oukei. Want ek is gered en ek gaan hemel toe. Ek wil vir jou vanoggend sê, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek jou ook. Dit is tyd vir my en jou om gestuur te leef. Jesus het opgestaan, en omdat hy het, wil ek vinnig die punte met jou vasmaak, is jy nie meer gebonde aan die graf nie. Het jy toegang tot bonatuurlike krag, en is jy geroep, toegerus en gestuur. En ek wil jou vra vanoggend, glo jy dit? Glo jy dat jy nie meer gebonde is aan die graf nie? Glo jy dat jy toegang het tot bonatuurlike krag, die krag van die Heilige Gees, dieselfde Gees wat God uit die dood uit opgewek het? En glo jy dat jy geroep is, dat jy toegerus is en dat jy gestuur is? Ek wil met jou 'n storie deel. Daar was 'n beroemde skildery in die Louvre Museum in Parys. Die titel van haar skildery was Skaakmat. Jy het al gehoor van die storie? Die titel was Skaakmat. Dit was geskilder deur Maurits August. En die skildery het 'n prentjie voorgehou van twee skaakspelers
Een van donker, wat die vyand, wat Satan verteenwoordig, en een van 'n persoon wat hopeloos aan die ander kant van die skaakbord gesit het, in skaakmat. Hier is 'n ware storie. In 'n skaakkampioen het eendag in die museum ingegaan, voor die skildery gestaan, die skildery bestudeer, en op 'n tyd uitgeskree, dis 'n leuen. Hy het na die kurator toe gegaan, hom soontoe gebring, en vir hom gesê, die koning het nog een skyf. Hy het daai skildery verweier, hy is vandag in persoonlike hande, want die titel en dit wat plaasgevind het, was 2 verskillende goed. En ek wil vanoggend dit oor jou lewe profeteer, dat die koning het nog geskuif. Jy mag dalk dink jy's in skaakmat, jy mag dalk dink dis verby, jy mag dalk dink daar's 'n tyd van hopeloosheid, maar ek wil vanoggend vir jou sê, die koning het nog geskuif. Die koning het altyd geskuif. Jesus gaan ons vooruit sê die woord, hy maak ons baie gelyk. Die koning het nog geskuif. Toe Juda Babylon toe was, het God aan hulle geopenbaar dat daar 'n dag gaan kom wat hulle vrygelaat gaan word. Die koning het nog geskuif. En dit was so. Net soos wat Jesus vir Israeliete in die woestyn gesorg het, het hulle besef, die koning het nog geskuif. Op Goeie Vrydag het daar 'n misdadiger langs Jesus aan die kruis gehang en gedink sy lewe is verby. Maar die koning het nog geskuif. En ek wil vanoggend eindig voor ons die nagmaal ingaan en vir jou sê, miskien sit jy hier vanoggend, miskien twyfel jy. Miskien sê jy, Eckhart, ek het hierdie preek al gehoor, Eckhart, ek het die woord gelees, Eckhart, ek kry dit nie geglo dat die Here regtig my liefhet nie, dat hy my wil verander nie, dat die krag, sy krag in en deur my wil werk nie. Dinge werk net nie in my lewe nie. Miskien twyfel jy in die kruisverhaal. Miskien is die kruisverhaal vir jou nog 'n storie. Miskien is dit nie vir jou 'n lewenswaarheid wat harte verander nie. Miskien het dit nog nie jou hart verander nie. Ek wil vir jou sê, Thomas het ook getwyfel. En die woord sê in Johannes 27 vers 27 sê dit, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek dit in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my gesien het? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, maar tog glo. En ek lees daai skrif en ek besef, Jesus het nie vir Thomas skaam gemaak nie, Jesus het nie vir Thomas verneder nie. Jesus het Thomas uitgenooi om aan die waarheid te raak. Aan die waarheid in daai oomblik het Jesus vir Thomas, terwyl hy getwyfel het, uitgenooi om aan die waarheid te raak. Hy het gesê, Thomas, kom na my toe, kyk na my hande, sit jou hande aan my sy. En ek wil vanoggend vir jou sê, miskien twyfel jy. Maar die Gees van die Here wil jou vanoggend uitnooi om aan die waarheid te raak. Gees van die Here wil vanoggend met jou hart praat en sê, maar kyk na my hande. Kyk na my sy. Ek gaan vra dat jy oë sal toemaak daar waar jy is. Miskien het jy nog nooit in jou lewe die geleentheid gehad om te sê, Here, maar ek wil aan die waarheid raak nie. Miskien was daar nog nooit 'n geleentheid, soos wat Jesus vir Thomas gesê het, maar kom staan hier by my. Ek wil vanoggend vir jou geleentheid gee om in aanraking te kom met die waarheid. Ek wil vanoggend vir jou 'n geleentheid gee om te sê, ek kies Jesus. Met elke hoof gebuig. Ek wil vra as jy vanoggend hier is en jy het nog nooit jou hart vir die Here gegee nie. As jy vanoggend hier is en jy het nog nooit gesê ek kies Jesus nie, wil ek jou geleentheid gee om net vinnig jou hand op te steek en dan kan jy hom weer sak.
Ek gaan vra dat ons as 'n kerk hierdie gebed saam bid as Hallo Kerk familie. Here, ek glo in die Seun. Dankie dat hy gesterf het vir my sondes aan die kruis van Golgotha. Dankie dat ek vanoggend kan verklaar dat ek weet dat hy opgestaan het. Ek maak vandag die deur van my hart oop. En Jesus, ek vra U om my verlosser en my Here te wees. Dankie dat ek weet dat my sondes vergewe is. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. Jy moet jou oë toe hou, miskien is jy vanoggend hier en jy sê, Eckhart, maar die krag van die kruis was nog nooit vir my 'n werklikheid nie. Jy kom kerk toe, jy glo dat Jesus opgestaan het, maar die krag van die kruis was nog nie 'n werklikheid in jou lewe nie. En jy wil vanoggend met daai aanraking ek gaan vra dat as jy vanoggend sê, Eckhart, maar ek wil hê die volheid van die kruis, die krag van die kruis moet die openbaring in my lewe wees. Maar ek jy moet vinnig jou hand opsteek en net vir my sak. Dankie vir al die hande. Ek gaan oor jou bid vanoggend. Papa Vader, ek dankie vir elke hand wat vanoggend opgegaan het. Ek dank U, Here, dat ek vanoggend oor hulle kan verklaar dat die woord sê dat die son nooit oor hulle sal sak nie, want U is hulle ewige lig. En ek dank U, Vader, dat die woord sê dat die Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, ook in hulle lewe. Ek dank U, Vader, dat hierdie nuwe seisoen een sal wees van 'n beweging en krag in Jesus naam, Vader. Dankie dat ons kan weet dat U Gees is, dat U almagtig is, dat U liefde is. Dat U ons lief het. En dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons gestuur het. En ons wil vanoggend kom en ons afhanklikheid aan U verklaar. Heilige Gees, ons wil vanoggend kom en ons afhanklikheid aan U verklaar. Dankie Vader dat ek kan verklaar dat die woord sê, die salwing die juke breek. En ek dankie dat elke juk nou breek in die kragtige naam van Jesus Christus. As jy vanoggend jou hand opgesteek het en jy het vir die eerste keer gesê, ek kies Jesus, wil ek jou verwys na 'n skakel. Dit is sodat ons vir jou kan bid op jou naam en sodat ons jou kan help met die volgende stap. Jy het vanoggend gehoor, jy is nie net gered nie, jy is geroep en jy is gestuur. So ek wil jou vra om 'n skakel in te vul sodat ons vir jou kan bid en jou kan help met die volgende stap. Ons gaan 'n offergawe opneem as 'n laaste lied van aanbidding vanoggend. Ek wil 'n gedagte by jou los. Romeine 8 vers 32 sê, hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, sal hy ons dan nie ook so saam met hom alles genadiglik skenk nie. As hy sy seun voorsien het, sal hy in ons alles voorsien. En dis my gebed vanoggend, dat die waarheid in jou hart sal wees, dat jy weet God is 'n God wat voorsien. Dieselfde God wat sy seun Jesus vir my en jou gegee het, wil vandag vir my en jou voorsien. Ek wil hierdie geleentheid net gebruik om vir ons aanlyn gehoor totsiens te sê. Dankie dat julle saam met ons gekuier het vandag. En my gebed is dat die Heilige Gees die naprediker van hierdie woord in julle harte sal wees. En mag julle ook in hierdie nuwe seisoen die opstandingskrag van Jesus beleef.